Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreek. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in die veld van Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer verder om elke episode kort genoeg te hou dat jy daarna kan luister terwyl jy 'n vinnige koffiebreek by die werk vat. Ons onderwerp vir vandag is aangeslaane verliese en ek gaan oor twee relatief onlangse ontwikkelinge rakende aangeslaane verliese gesels. So wanneer ons dink oor 'n aangeslaane verlies, behoort jou kop in die rigting van artikel 20 van die Inkomstebelastingwet te gaan. Nou wat artikel 20 van die Inkomstebelastingwet vir ons sê is dat 'n aangeslaane verlies ontstaan wanneer 'n maatskappy se aftrekbare onkoste soos sy aftrekkings meer is as sy inkomste. So as hy dan in so 'n netto negatiewe belasbare inkomsteposisie beland, dan is die maatskappy bevind hy homself met 'n aangeslaane verlies. Die wetgewing sê dan nou verder, wanneer jy so aangeslaane verlies het, kan jy dit oordra na die volgende jaar van aanslag, dan word dit die balans van 'n aangeslaane verlies wat oorgedra word na die volgende jaar. Nou daar's twee ontwikkelinge rakende die oordrag van hierdie balans van aangeslaane verliese waaroor ek vandag wil gesels. Die eerste een is so 'n jaar en 'n half, 2 jaar terug omtrent en dit hou verband met die beperking wat daar bestaan op hoeveel van jou balans van aangeslaane verliese jy in 'n spesifieke belastingjaar kan benut. So die maatskappy belastingkoers het verminder van 28% na 27% vir jare van aanslag wat eindig na 31 Maart 2023. En saam met hierdie vermindering in die korporatiewe belastingkoers het daar dan nou twee ander wysigings gekom wat eintlik maar bedoel was om die belastingskaal so bietjie te balanseer. Die een het te doen gehad met die beperking op hoeveel van jou aangeslaane verlies jy in 'n jaar kan gebruik. En die ander een was 'n wysiging aan artikel 23M. So wat die maatskappyreëls rondom die benutting van aangeslaane verliese sê vir jare van aanslag wat eindig na 31 Maart 2023, is wanneer jy 'n maatskappy se belasbare inkomste vanuit 'n bedryf bepaal, kan jy gaan afsit teen die inkomste sodanig verdien die balans van die aangeslaane verlies. Tot die mate wat dit nie die hoogste van die volgende twee bedrae oorskry. Die eerste een is R1 miljoen, wat eintlik nou maar 'n tipe van 'n de minimis reël is, en die tweede een is 80% van die belasbare inkomste van daai maatskappy voor die vorige jaar se verlies in ag geneem word. So as ek hierdie beperking miskien met syfers kan verduidelik, kom ons aanvaar, ons kyk na 'n maatskappy wat 'n verlies van R20 miljoen het, wat die balans van die aangeslaane verlies is wat vorentoe kom, en vir die huidige jaar maak die maatskappy belasbare inkomste van R10 miljoen. So die beginsel is dat hierdie verlies van R20 miljoen kan verreken word teen die belasbare inkomste van R10 miljoen, maar onderworpe aan die beperkings. So die beperking is die hoogste van R1 miljoen, of dan die belasbare inkomste vir die spesifieke jaar maal 80%. So ons R10 miljoen maal 80%. So in die geval is die R10 miljoen maal 80% gee vir ons R8 miljoen, en dis die hoogste van die twee nommers. So die beperking is, ons kan die aangeslaane verlies van R20 miljoen benut, maar beperk tot R8 miljoen vir die spesifieke jaar. So dit gaan die belastingpligtige maatskappy dan nou los met R10 miljoen se belasbare inkomste minus R8 miljoen se verlies wat benut kan word. So R2 miljoen se belasbare inkomste gaan nog steeds belasting dra in hierdie huidige jaar. Dit is dan ons eerste ontwikkeling. Die tweede een is baie meer onlangs en dit is die bindende algemene aanwysing. Ek glo dit is maar die Afrikaanse woord vir 'n binding general ruling, nommer 73. So as jy nie omgee, ek gaan maar na BGR 73 verwys. Dit is maar hoe hierdie goed algemeen in praktyk na verwys word. Nou wat belangrik is oor hierdie algemene aanwysings eerder as privaat aanwysings of klasaanwysings, is dat
hulle geld nie net op sekere belastingpligtiges, dit geld op alle belastingpligtiges. En die vraag waarmee BGR 73 handel is om te sê, maar as jy dan nou jou belasbare inkomste gaan bereken waarop jy hierdie 80% gaan toepas, om te kyk wat die beperking is op jou aangeslaane verliese wat jy kan gebruik, moet jy kapitaalwinste, so jou belasbare kapitaalwinste, insluit by die belasbare inkomste of nie? So kom ons sit weer eens 'n bietjie syfers by om dit net makliker te maak om te volg. So kom ons sê ons 10 miljoen rand in die vorige voorbeeld het ingesluit 1,25 miljoen rand se kapitaalwins wat teen 'n insluitingskoers van 80% ingesluit was, so 1 miljoen rand se belasbare kapitaalwins. So die vraag is, as ons die 80% gaan toepas, kyk ons na die hele 10 miljoen rand maal 80% en dis hoeveel van daai balans van aangeslaane verlies ons kan benut, of moet ons gaan sê dit is die 10 miljoen rand en ons haal die 1 miljoen rand se belasbare kapitaalwinse effek uit, dan het ons 9 miljoen rand oor en ons pas die 80% daarop toe. So ek verstaan dat daar aanslae uitgereik is waar SARS die benadering gevolg het om te sê, maar in hierdie voorbeeld moet dit die 9 miljoen rand wees maal die 80%. En ek dink waar die kwessie vandaan kom is dat die kapitaalwinste hou nie noodwendig met 'n bedryf verband nie. So as ons dan nou gaan kyk na die inleidende bewoording tot artikel 20, wat spesifiek praat van jou belasbare inkomste uit 'n bedryf, dan ontstaan die vraag, maar as die inkomste nie noodwendig met 'n bedryf verband hou, kan jy dit in jou belasbare inkomste in ag neem om die 80% toe te pas. As ons egter dan weer aan die ander kant kyk na die beperking selfse bewoording, praat dit net van belasbare inkomste. Dit sê nie daarso, dit is 80% van jou belasbare inkomste uit 'n bedryf nie. So die posisie wat SARS inneem in BGR 73 is om te sê, wanneer jy jou 80% beperking gaan toepas, kyk jy na jou belasbare inkomste insluitend die kapitaalwinste. Ek dink daai benadering maak tog vir my sin, as mens net na die interpretasie kyk, die 80% reël verwys nie na, of kwalifiseer nie belasbare inkomste, maar as ons ook so 'n bietjie meer konseptueel daarna kyk, as mens gaan kyk na SARS se siening in hulle kapitaalwinsbelastinggids in paragraaf 5.9, dan maak hulle dit baie duidelik dat waar jy belasbare kapitaalwinste het, wat ingesluit is by jou belasbare inkomste, kan jy jou balans van aangeslaane verliese ook gaan verreken teen die effek van daai belasbare kapitaalwinste. So in die lig van dit maak dit net sin om te sê, maar die 80% reël behoort tog op alles maar eintlik te geld waarteen jy jou balans van die aangeslaane verlies kan gaan benut. So die siening wat SARS neem in BGR 73 is volgens my gunstig vir belastingbetalers en dit bevestig dat jy kan die kapitaalwinste, die belasbare kapitaalwinste ingesluit los by jou belasbare inkomste as jy die 80% reël gaan toepas. So om dan af te sluit, wat kan jy uit vandag se episode vat? Die eerste ding is, wees bewus van die beperking op die benutting van die aangeslaane verliese. Dit is al 'n rukkie met ons, maar dit is iets wat mense in jou agterkop maar jouself net so nou en dan van moet herinner. En dan die tweede ding is, as die vraag by jou ontstaan of jy kapitaalwinste kan inlos of nie by jou belasbare inkomste wanneer jy die 80% reël toepas, die goeie nuus is BGR 73 bevestig dat jy kan. Dis dit vir vandag se episode. As jy van die potgooi gehou het, gaan sluit asseblief aan op jou gunsteling potgooi platform en vertel ook al jou vriende en kollegas van die potgooi. As jy enige terugvoer het of 'n voorstel dalk wil maak oor wat ek in 'n toekomstige episode kan bespreek, dan is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur. My e-posadres is onder in die notas tot die episode. Ek sal graag daarna kyk en bietjie dink oor hoe kan ek jou voorstel inwerk by 'n toekomstige episode. Dalk maar net weer soos altyd, niks in vandag se episode was bedoel om belastingadvies te wees of 'n plaasvervanger vir feitspesifieke belastingadvies. Tot volgende keer. Totsiens.